Hallo julle, ek hoop dat dit met julle baie goed gaan. Kom ons maak gou ons oë toe, dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons hier kinders kan wees. Dankie dat ons die Bybel het waaruit ons kan lees en kan leer, en wil U asseblief vir ons help om nooit ooit op te hou leer nie, maar om altyd nog iets nuuts van U te leer en van U liefde en van hoe ons moet lewe. Wil U asseblief dan dat ons ook vandag ietsie sal leer en kom seën ons asseblief. Dankie vir die mense wat ons het, wat vir ons oppas en vir ons baie lief is, wat saam met ons is, by ons huise, of daar waar ons nou in hierdie tyd kuier, en wil U asseblief dat dit met almal van ons so saam ook baie goed sal gaan. Pas asseblief vir ons op, dat ons gesond sal bly, en dat U asseblief vir ons sal seën. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So julle wonder seker nou, wat maak hierdie glas en hierdie beker hierso? Maar ek gaan nou mooi vir julle verduidelik en vandag ook vir julle 'n boodskapie verduidelik. So ek wil vir ons eerste teksgedeelte lees. Dit kom uit Galasiërs 6 vers 1 en 2. En dan gaan ons dit nou saam lees, bietjie daaroor praat en dan gaan ons net nou weer daarna kyk nadat ek dan nou hierdie voorbeeld met hierdie beker en die glas gedoen het. So kom ons lees gou daar. Galasiërs 6 vers 1 en 2 sê vir ons: broers en susters, dis mos my manier hoe ons mekaar in die kerk aanspreek, want ons is in Jesus Christus, is ons eintlik almal soos boeties en sissies. So broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, as julle sonde doen, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Wet van Christus kom sê vir ons dat ons moet vir God lief wees en ons moet vir mekaar lief wees, of wees vir mekaar lief. Nou vers 2 spesifiek sê, dra mekaar se laste. En daai gedeeltjie wil ek vandag vir julle kom verduidelik. So dit gaan nie net oor die sonde, as iemand sonde doen, dat ons 'n ander persoon moet help om nie sonde te doen nie. Dis ook wat hierdie gedeelte vir ons sê. Maar daar is 'n ander manier hoe ons ook vir mekaar lief kan wees en mekaar se laste ook kan dra. Nou het julle al gesien wat gebeur as mense 'n narkie of 'n lemoen vat en jy sit hom in die water. Dink julle hy gaan sink of dink julle hy gaan dryf? Ek wonder of weet julle. Nou dis 'n interessante vraag. Kom ons kyk, ons sit hom in. Dit lyk eers of hy sink, maar dan dryf hy. En dis sê nou nogals vir ons ietsie dat hy so dryf. Maar nou is daar 'n ander ding, en dit is dat ek het 'n narkie geskil, en toe sit ek al die skyfies hier so in hierdie bakkie. En gaan hierdie narkie se skyfies nou sink, of gaan dit dryf? Want eintlik sê ons kop mos nou vir ons, as hierdie ene dan nou besig is om te dryf, dan moet die ander ook sekerlik dryf, want hulle is tog ook 'n narkie. So kom ons kyk wat gebeur hier so as ons hulle insit. Wel, daai een het toe nou nie gedryf nie. So kom ons kyk, miskien is hy verkeerd, daar kon ons 'n volgende een probeer. Nee, hy wil ook nie dryf nie. En hulle ook nie. So wat is hier besig om te gebeur? Hierdie narkies kan net dryf as hulle almal saam by mekaar is en as hulle 'n skil het. Maar as die narkie alleen is, of die skyfie alleen is, dan wil hy nie dryf nie. En dit is soos hierdie gedeeltjie wat vir ons kom sê in die Bybel, Galasiërs 6 vers 2, wat sê, dra mekaar se laste. Dit beteken ook vir ons, dat ons almal moet saam by mekaar wees, om sterker te kan wees. En as mens dan nou hierdie narkie sal vat, ek hoop ek kry hom hier so uit, gaan hy lekker nat wees, dan kan ons bietjie oor hom mooi dink. As elkeen van ons alleen sou wees in die lewe, soos hierdie een narkie skyfie, dan gaan ons maklik moeg raak, ons gaan sukkel, ons gaan nie dinge altyd reg kry nie. So ons het ook ander mense nodig om ons te help. En dit is wat dit beteken om mekaar se laste te dra. So as ons almal saam by mekaar is, soos hierdie paar narkie skyfies, ek hulle nou 'n bietjie so sit, dan kan ons mekaar help, mekaar se laste dra. Dis wat dit beteken. Maar dit help ook nie eintlik ons is soos hierdie
elkeen net individueel nie. Ons kan mekaar help en dis wat ons veronderstel is om te doen. Maar ons moet eintlik soos 'n eenheid wees, almal saam. Binne in ons huise, daar waar ons nou is, as gevolg van die COVID-19 of die coronavirus, soos julle dit miskien ken, moet ons almal ook ons kant bring. As elkeen bietjie help in die huis, dan beteken dit ons almal staan saam en ons kan mekaar se laste op so 'n manier dra. Ook by die kerk, as iemand miskien sukkel of hartseer is of swaar kry, is ons veronderstel om mekaar daar te help. En baie van julle doen dit op ander maniere wat ons nie eers van weet nie. So help ons mekaar of ander mense ook. Maar daar's ietsie anders wat baie spesiaal is as mens na hierdie nartjie kyk, wat nie by die skyfies is nie. En dit is dat hy het nog sy skil. En hierdie skil is soos God wat daar is. Ons almal kan saam by mekaar wees, soos verskillende skyfies. Maar eintlik is dit wat ons beskerm en wat ons almal soos 'n eenheid maak, is hierdie skil. En dit in ons lewe is God. So ons moet onthou, ons moet almal by mekaar wees, soos klomp verskillende nartjieskyfies by mekaar. Dan is ons 'n eenheid, ons is 'n gemeente, ons dra mekaar se laste, ons is 'n gesin. Maar ons moet altyd seker maak, soos wat hierdie skil hierso is en die nartjies se skyfies beskerm, moet God ook in ons lewens wees, in ons gemeente, in ons huise en oral. En dan bind hy ons aan mekaar vas. En onthou dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u liefde ons almal aan mekaar bind. Dat ons weet u's baie groter as alles. En dat ons nie alleen ons eie kop kan volg of ons eie ding probeer doen nie. Ons het vir u baie nodig, maar ook vir ander mense in ons lewe. En deur die liefde het ons nodig om aan mekaar gebind te wees en te weet dat u is die heel belangrikste ding wat ons by mekaar hou. Help ons asseblief om mekaar se laste te dra, of na mekaar om te sien, vir mekaar om te gee, te help as iemand in nood is, of iemand sukkel, en ook in besonder in hierdie tyd, om mekaar se laste te dra binne in ons huis, om ons kant te bring, om te help, om ons bed op te maak en die skottelgoed te was, en miskien te help met die kos maak as ons kan, en so bietjie daar waar ons kan vir mamma of pappa of boetie of sussie ook dan help. Dankie vir u liefde en dankie vir al hierdie mense. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Haas nou toe, julle moet 'n mooi dag hê, onthou om mekaar se laste te dra, julle kant te bring en ook 'n mooi week te hê. Geniet dit. Bye bye.